oor niks anders verpraat as die nuwe liedjie dieselfde bly. Dit is Kan ons praat asseblief oor my baie mooi top? Kyk my hondjies. ek sien is beautiful. Mooi is Dis hulle. Dit is Ek belang beautiful. hulle verskriklik baie. Dis erg. Lia, jy is so 'n ambisieuse kunstenaar en ja, jy stoot jou altyd na sulke hoogtes toe. Altyd nuwe hoogtes en is altyd lekker om te sien as jy 'n liedjie uitbring want 'n mens sit altyd in suspend om te waag om te hoor wat is daai volgende liedjie. En hierdie liedjie wys vir ons 'n ander kant van jou. 'n meer 'n sielvolle kant van jou as ek dit so kan sê. Wat was die inspirasie dat jy die liedjie geskryf het? Ag julle, my man. Ek het mos nou nog nie baie geskryf nie. Maar dit is my baie lekker om en dit is my makliker om inspirasie te vat uit iets wat ek regtig goed ken. Ja. En ek en Henny is nou letterlik hierdie jaar ken ons mekaar al 20 jaar, dis crazy. En ons is nou al meer as 12 jaar getroud. En ek het net nie eintlik gedink in my lewe dat iemand soos hy oor my pad gaan kom nie. Hy het regtig hy's absoluut oor my pad gestuur. En ek het gedog ek gaan soos career woman wees en hier het hierdie man in my lewe gekom en die appelkar omgegooi. En ons is deur alles saam, ons is al deur baie saam, ek het hom ontmoet toe ek nog regte gestudeer het. Vir die wat nie weet nie, ek het BCom regte geswat op Universiteit van Stellenbosch. En hy het heeltemal saam met my die transition gedoen van daai na, jy weet, ek gaan nou teater swat, ek gaan nou vermaaklikheidswêreld toe. En ten spyte van alles en al die moeilikheid en al die dinge wat verander het, die wêreld wat verander het, ons wat as mens verander het. Kyk, mense verander, nie noodwendig jou waardes en jou fondasie en daai goed bly dieselfde, maar people change over the years, it's been a while. En vir my is dit net so belangrik dat ek en hy net dieselfde bly. Ons fondasie bly dieselfde. Yes. Wat ek en hy vir mekaar voel, dit raak net nog sterker. En is so lekker om te kan sê, soos ons is nou op 'n plek waar ek dink dit is dalk die gelukkigste wat ek en hy al ooit was. Ons het mekaar regtig 100% aanvaar oor die jare en ons skier en skaaf nog steeds. Hy het nou laas jaar 40 geword, ek word hierdie jaar 40. Ons het nou al besluite gemaak, ons het dinge gedoen, ons wil nou die wêreld sien, maar ons fokus nog steeds op ons loopbane. En ons bly dieselfde want ons is saam. En ons wil net saam wees. En dis eintlik die belangrikste. Hy wil net saam met hom wees en saam met my hondjies. Jy het nou eintlik my een vraag geantwoord want ek wou vir jou gevra Ek vra mos maar verskriklik baie. Maar ek net daar sê iemand vra vir my of ek nog golf speel. Ja, ek doen. Maar ek sou laas maandag gespeel het, maar toe reën dit uit. En nou gaan ek volgende week volgende maandag gaan ek weer speel. En Vanetjie, hallo, ek wil net vir julle sê. En Ronel. So jy het my een vraag klaar geantwoord. Ek wou vir jou gevra het of daar is iemand is wat daai inspirasie gegee het agter dit en ek het geweet dit is jou man, ek het geweet dit is hy nie. Maar ek wil gehad het jy moes dit vir ons vertel het. So ek wil gou by jou hoor, jy het saam met Rigaan Priscil die liedjie geskrywe. En hoe het julle daai lirieke geskep? Jy sien, dit is eintlik so cool hoe dit net gebeur het. So ek het 'n paar ander lirieke goeters vir die span aangestuur en toe het Rigaan soos 'n melody vir die eerste vers, die pre-chorus en die chorus aangestuur wat hy aangewerk het. En toe sê ek, okay, dit is my lekker, ek hou daarvan. En toe het ek laas jaar nog voor Krone, in daai week voor Krone, toe gaan sit ek en gaan luister dit en toe skryf ek 'n klomp lirieke neer wat ek dink kan werk. Ja. En toe het ek letterlik 'n meeting met Rigaan en met Austin van Universal gehad. En toe vertel ek vir hom, ek, dit is die idee wat ek het. Dit is my storie oor Henny, dit is hoe ons by mekaar gekom het, dit is waardeur ons al alles was en goed. En hy het soos 'n klomp notas en goed gemaak. En toe het ons drie weer saam gesit. En ek het Rigaan basies soos die lirieke net voltooi, die liedjie voltooi saam. Dit was so cool by Universal Studios. Hy is 'n baie lekker mens. Hy in die studio het ons regtig net, hy het seker gitaar opgetel en daar het ons net gegaan. En dan het hy 'n idee, dan het ek weer 'n idee. Dan dit. Dit was regtig 'n baie cool ervaring vir my gewees om nou so saam te skryf.
En ek dink ek sal definitief weer saam met hom skryf. Ek dink hy sien nogal baie my visie en hy is baie kreatief. So ek dink daar sal nog baie liedjies uit ons penne uitkom saam. Ja. En ja, ek het die voorreg gehad om jou vorige liedjie saam met jou by die ateljee op te neem. Toe jy dit opgeneem het, dit was awesome geweest. En ja, Universal se studios is beautiful. Super Beautiful. Ja, baie mooi. Ja, is baie nice. En Lia, was daar enige spesifieke uitdagings met die skryf van hierdie liedjie? Nee, ek moet actually sê nee, ek dink die enigste uitdaging was die eerste keer wat ons met mekaar wou gepraat het oor die liedjie en ek was verskriklik moeg want ons was besig met krone rehearsals en ek het nog 2 shows tussenin gehad, so dit was gaas om by mekaar uit te kom. Ja. En ek het letterlik nog in die hotelkamer in my bed gesit en wakker geword die oggend en ek is soos, hallo, okay, kom ons praat. Jy weet so, maar toe het ons 'n datum vasgemaak en ons het begin skryf. Ja, dit was so cool. Dit was ook net sleg want dit was al so lank terug en nou moes ek so lank wag vir my liedjie om uit te kom. Maar hier is hy nou. So alles werk mos maar uit soos wat dit moet, time-wise. Mens moet nie altyd oorhaastig wees nie. So ons het geskryf in Augustus, opgeneem in September en ek meen dit het nou die 6de Februarie is uitgekom. But good things are worth the wait, guys. Dit is waar. En julle wat dit nog nie geluister het nie, dieselfde bly, gaan luister na die woorde, dan sal julle hoor wat se diep woorde is dit. Lia, ek wil by jou hoor, wat beteken die tema van standvastigheid en toewyding vir jou in jou eie lewe? Dit is dis 2 baie groot woorde en 2 baie belangrike dinge in 'n mens se lewe, want omdat hierdie bedryf is op en af, ek's bin by die huis, dis chaos, dis mal. Om in iets standvastigheid te vind is regtig vrek belangrik. You need something wat jy na home toe kan gaan. Jy kort 'n steunpilaar, jy kort jou village. En vir my, ek werk vrek hard aan my huwelik. Al is ek nie altyd daar nie, jy weet, daar in gees. So vir my, om standvastigheid in ons huwelik te hê, en in ons huis, is vir my super belangrik. En ek is 'n baie toegewyde mens, ek is 'n baie loyale mens, jy weet, as ek ja sê vir 'n ding, of as ek, jy weet, ek is deel van iets, dan is ek toegewyd. Ek is toegewyd teenoor my vriende, teenoor my loopbaan, teenoor mense, en dit gaan vir my baie, baie ver. Ek dink, dis iets wat ook in nog baie verder in toekoms moet ingaan, en dis dit longevity, maar ons moet altyd toegewyd wees aan dit, jy weet, waar ons hart en siel is. Ek wil graag ook meer fokus op musiek hierdie jaar, so my toewyding aan musiek gaan ekstra sterk wees. Okay. En jy is altyd so voorbereid as jy kom. Ek het daai dag gesien met die opname in die studio. Jy het net geweet, een shoot en dit was omtrent klaar. Ja. Maar dis die ding, ek wil weet wat ek moet doen en goed, ek kan nie, en ek wil nie daar aankom en dan mors 'n mens tyd te goed. Jy tyd is kosbaar, genadig, veral in hierdie bedryf. Jy weet, jy het net soveel ure om iets op te neem, jy het net soveel ure om iets te shoot. Dit was nou dieselfde met die musiekvideo wat ons vir dieselfde bly geskiet het. Ons het letterlik 6 ure gehad van aankom by die teater, by die Atterbury teater, totdat ons moes loop, was 6 ure. Dan moet jy nog setup doen. Ek moet 6 costume changes doen. Nee, dit was gaas, maar as jy toegewyd is tot jou craft, respek vir jou craft, dan wil jy alles perfek doen die eerste keer. Dis nie altyd moontlik nie, maar probeer. Maar en Lia kry dit reg. En hoe hulle maar besluit of ek dit reg kry of nie. En hoe laat dit vir jou voel om te weet dat jou musiek met jou aanhangers se emosies inskakel? Die ding is, ek doen musiek en ek skryf musiek en ek sing vir julle ook. Ek sing vir myself, want daar's niks anders wat ek wil doen in lewe nie. Maar mens het altyd jou aanhangers in gedagte, jy het die gehoor in gedagte, jy het die ondersteuners in gedagte, want onthou, ek moet shows doen waar ek hierdie liedjies live moet sing, en dan moet die mense daarmee kan vereenselwig, want dit help ook net ek sing 'n liedjie en dan sit hulle so en kyk vir my en dink ek's weird, nee. Dit gebeur wel ook partykeer. Want ek is maar bietjie weird. So nee, dit is vir my baie belangrik dat die ondersteuners ook
jy weet, kan aanklank vind daarbey. En ek dink ek sal regtig enigiets doen wat heeltemal so way out is wat niemand eintlik kan verstaan nie. So, ek hoop almal verstaan die liedjie. Ek En hoop met, regtig so. en Hulle met, sê van dieselfde bly, is daar enige spesifieke ervaring of herinnering wat vir jou gehelp het met die lirika? Ek dink letterlik net soos my hele journey met Henny. Ek was in 'n baie slegte verhouding voor hom gewees. En ek dink in daai opsig het dit vir my so half gemaak, maar ek gaan niks beter as dit kry nie, ek gaan dit net los. Ek weet nie of daar iemand op my pad gaan kom wat, jy weet, ek weet nie of ek dit verdien nie, ek weet nie of ek gaan nou net fokus op my career en alles en jy weet, en toe het hy regtig net soos my kom uitbal en dit is my lekker om oor hom te praat en lekker om oor hom te skryf, want ons is regtig 100% 'n normale koppel wat baie crap ook het, ons het baie moeilike goeters ook, ons het ook al dood in die familie gehad, ons het al baie beklei, tye is baie keer verskriklik moeilik, en ons raak ook geïrriteerd en moeg en al daai crap, maar dit is my belangrik dat mense dit weet, en jy weet, terwyl as ons nou lirieke geskryf het te goed, dan kom er altyd so 'n tipe van 'n storieetjie op, so sê maar soos, ek en Henny was by ons huisdans op universiteit, en ons het snaakse klere aangetrek, en daai aand het hy my gesoen, of ons het saam takeaways in sy kar in die parkeerarea geëet, jy weet, soos twee, jy weet, so sulke cool memories wat opkom, en ja, ek meen, daar's baie veranderinge wat in sy lewe ook gebeur het, baie veranderinge in my lewe in die laaste klomp jare, en die feit dat ons nog steeds net nog saam is en happy is, dit is vir my so special, ja, dit is harde werk, dit is baie harde werk, maar dit is so die moeite werd, hy is regtig my huis, 100%. Dit is harde werk, dit is glad nie maklik nie, want die lewe is maar 'n rollercoaster, en ja, my mens moet net altyd vasklou aan jou waardes, Ja, dit is en nooit jou waardes laat val nie, dan sal jy okay wees. Exactly. Ek glo dat. Dis wat ek vroeër gesê het, mense verander, die wêreld verander rondom ons, situasies verander, toestande verander, maar dit is so belangrik dat jy net soos grounded bly in dit wat jy glo, en wie jy is, en daai goeders gaan jy deur jou hele lewe dra, ten spyte van ander rondom jou, en in daai een liriek wat sê, en as my wêreld uitmekaar val, tel ons saam die stukke op, en as ek die tyd moet kies ek jou weer, en daai ding van, net solank ons saam is. Solank ons net saam is, dan voel dit soos jy kan enigiets vermag. Kyk, 'n mens is mos maar soos twee rowwe diamante, en hoe langer jy by mekaar is, slyp julle mekaar om net perfek in mekaar te pas. Julle was dit lag so as toen COVID nou nog, nee. Ons kon nie glo dat ons so lank in mekaar se geselskap moes wees by die huis nie, want ons is so ongewoon daaraan. Jy weet, ek is baie keer as ek so skaars 'n week by die huis, dan moet ek al weer in die pad. En toe kom COVID, en dan ek en Henny sê altyd, is dit baie geskuur en skaaf. By tye was dit so ongewoon, dit is soos, nou raak ons geïrriteerd, nou beklei ons, maar dan gaan ons weer die volgende dag aan, en dan, jy maak het werk, jy moet. Ja, jy moet. Ja. Jy moet, 'n mens moet. Okay, ons gaan nou vir jou 'n paar ander vragies vra, jy weet ons vra alles. Love it. Hallo, jou musiekstyl het oor die jare verander. En weer eens wil ek vir jou vra, wat was die inspirasie vir daai sielvolle musiek? Kyk, ek het my eintlik groot geword met mense soos Celine Dion, Whitney Houston, jy weet, al daai belting, soos groot ballad sangeresse. So ek was nog altyd lief vir baie diep en sielvolle goeters. Ek hou baie van soos indie rock ook, ek hou van baie kontemporêre musiek en so. Maar dit is baie keer moeilik om iets heeltemal weirds te doen. So my eerste album Wonderwerk het nogal so 'n paar meer kontemporêre liedjies opgehad. So eintlik het ek nog altyd hierdie tipe goed gesing, dis dalk nie dit wat op die radio gekom het nie. En ek dink net vir my is dit regtig net, as ek 'n liedjie hoor byvoorbeeld, en daar's 'n klank in 'n liedjie,
ek hou vas aan hom, nê, en dan wil ek hom gebruik in een van my liedjies. So ek het soos byvoorbeeld verwysingsliedjies gehad wat ek vir die vervaardiger gespeel het en ek soek daardie tipe klanke. Ek soek viool, Ja. cello, ek soek daai. En jy weet nou is dit lekker want soos ek sit saam en ons maak dit 'n werk. En omdat ek ook gehelp skryf het aan die liedjie, voel dit so asof jy meer kan en jy word meer toegelaat. Jy mag 'n bietjie meer bydra. En ek dink dit is net omdat ek nou 'n bietjie meer betrokke is dit vir my ja, kan ek bietjie meer ander goedjies bygooi en is bietjie meer, dis net nog meer ek. Dit was al my musiek is ek, maar hier is net nog meer. Hallo Stefan. Ja, ek dink is net so say true to yourself, né? En hierdie is my hart en siel letterlik op soos 'n skinkbord. Ja. Boom, daar's hy. Ek hou nogal van die ene van klere aan. Dit is my favourite. Ek like hom. Daai is maar altyd 'n liedjie wat ek vir die res van my lewe gaan sing tot ek die dag doodgaan. En die ding is, ja, dit is 'n popliedjie, dis 'n lekker dansnommer en al daai goeters, maar ek meen dit het ook maar 'n storie agter die storie. Wat is die lekkerste ding om te doen met jou klere aan? Vir my is dit was gewees om te trou. Jy was so almal kan hulle storieetjie daarvan maak en goeters. Mans en vrouens is so verskillend, maar ergens op 'n manier moet ons met mekaar uitkom en wat is dit? Ek moet my wat is die dit was 'n hartjie, dis so cute. So elke liewe liedjie maak nie saak hoe dit is nie. Daar's altyd hart agter dit. Daar's altyd 'n storie agter dit. So ja. En wat was jou grootste les nog tot dusver in jou musiekloopbaan wat jy geleer het? Ek daar's 2. Dinge werk nie altyd uit soos wat jy dit beplan nie. Partykeer moet jy die mense vertrou so met wie jy werk, of jy moet op die Here vertrou vir sy timing. Dit is baie belangrik. En weet jy, daar gaan mense wees wat nie vir jou sukses gun nie. Ja, dis waar. Daar gaan daar mense wees en jy moet nou maar net aanbeweeg van hulle af. En hulle net uitlos en moenie dat hulle jou affekteer nie, want daar gaan altyd mense wees wat jou niks gun nie. Dit is sommer een van daai goeters. Dit is so en tog is daar 'n stukkie son vir ons almal. 100%. Ek sê dit ook altyd, daar is 'n plekkie onder die son vir elke liewe persoon. Niemand is dieselfde nie. Almal bring iets anders tot die tafel. So hoekom gun iemand anders nie net vir iemand iets nie? Ek verstaan nie, dit het net my verstand te bowe. Dis daai ding van soos jy sien iemand behaal sukses op Facebook, maar jy het nou nie en dan wil jy sommer met hulle lelik wees. Ja. Gee eers voor jou eie deur. Nou daai persoon het niks aan jou gedoen nie. Los hulle, gun hulle sukses, hulle het hard gewerk. You know? Hallo nie. Maar dit is so jaloesie loop maar hoog. Ja, en ek probeer nog steeds verstaan hoekom mense dink dit is okay om so fisiek te kan wees op social media. Ek gaan dit nou maar net sê. Maar regtig, gun mekaar 'n plekkie onder die son. Ja. Elke liewe mens wil ook net soos aanvaar word en net leef. So just let them be. Let them. Please. En Lea, jou grootste invloede in die musiekbedryf? Wie was dit en waarom? Ek was nou op 'n stadium 'n baie groot fan van Taylor Swift. Dit het nou al so 'n bietjie deur fases gegaan, maar ek was mal oor haar 1989 album en dit het vir my nogal baie inspirasie geput. Ek hou baie van Ed Sheeran. Ek hou van sy organic sounds en sy skryfmanier. Ek was nog altyd 'n groot fan van Mumford & Sons. Want hulle is so meer die kontemporêre rigting, daai tipe van ding, The Lumineers. Hou ek ook baie van. Ons was verlede week by die Lumineers. Ek het al die Lumineers voorheen gesien, anders het ek definitief weer gegaan. Dit is soos my man se, ons het ons dansspan by troue geopen op hou hy van Lumineers, so ons is op oor hulle. En ek het onlangs nogal baie van soos Maren Morris begin hou, bietjie meer country invloede ook. En dan obviously my groot inspirasie in Suid-Afrika is Lori Karel, want ek dink sy is so klassiek en timeless. Ja. Dankie Tannie Lorika. We love you. Maar jy moet ook nie vergeet, jy is ook vir baie mense 'n groot mentor in die bedryf. Baie mense kyk baie op na jou. Oh, wow, dis 'n baie groot verantwoordelikheid om as mens dit hoor moet jy soos okay cool, dit is wow, dankie. Ek doen iets reg en nou moet ek net nog beter en beter sodat mens nog meer mense kan inspireer, né?
En mense sê vir ons, o nee, Lia is ons inspirasie. So Thanks julle. daar's baie mense wat opkyk na jou, want jy is maar een awesome bonneltjie liefde. Baie dankie, maar ek het ook baie foute, maar mens moet ten minste oop en eerlik kan wees oor sulke goed en Almal het foute, almal het foute. 100%. Ons moet net elke dag net probeer beter wees. As jy 'n fout gemaak het of as jy weet daar's iets fout, dan leer uit dit uit en As probeer. jy net kyk hoe sê die mense, ek love haar, almal hierso. Dankie julle. Maar ek dink dit is baie belangrik dat mense net weet, soos ons is ook 100% Ook normale mens. mense. Ons is ook net mens. Ons kry ook baie seer. Ja, Ons raak ook baie emosioneel, ons raak ook baie hartseer. Ek dink omdat ons in die publieke oog is, word ons baie hard gekritiseer en ek dink soms is ons daai dolke in die hart nogal baie groot. Ja, ons is net human en ek wil net I just want to do my best en ek wil net my werk doen en dit met julle deel. Dit is eintlik al. jou mees gunsteling kan ek sê 'n manier om te ontspan na 'n dag op die verhoog of in die ateljee. Wat sal jy doen om te ontspan? Slaap. Maar eintlik ek hou van 'n glasie goeie wyn. Net rustig op die bank, glasie wyn en dan lekker gaan slaap. En as hulle nou kom en hulle sê hulle wil 'n film maak oor Lia die mens, Ja. wat sal jy sê moet daai titel van daai film wees? Wat moet die film se titel wees? Dis 'n goeie een. Ek gaan dadelik in 'n Engelse titel in soos The Life and Times of Leah. Maar ek dink dit sal iets soos welkom by die chaos wees. En as jy 'n superkrag kon gehad het, Ooh. wat sou jy wil gehad het dit moet wees en hoekom? Jogg, ek dink baie mense sal wil vlieg of hulle wil mense se gedagtes lees of seker tipe goeters. Ek dink net ek sal as ek iemand teekom wat ill intentions het, wil ek dit net omswaai in goeie intentions. Ek sal soos net I just want to make good. Ek dink dit sal my superpower moet wees. Ja. Ja, dan van ons kant af gaan ons vir jou sê baie dankie. Dankie Bye. julle. Bye Lia. Bye. Bye.